Die teksgedeelte wat ons lees vanoggend, is Rigters 6 vanaf vers 1 tot 23. Het gaan oor die roeping van Gideon. En in die omgeegroepe gaan julle ook binnekort oor hierdie teksgedeelte gesels. Ek lees dit graag vir u voor. Die Israeliete het gedoen wat verkeerd is in die oë van die Here. En hy het vir hulle vir 7 jaar lank oorgegee in die mag van die Midianiete. Hulle die Israeliete hard behandel. En daarom het hulle langs die bergstroompies, in grotte en in ander ontoeganklike plekke gaan laat bly. Wanneer die Israeliete iets gesaai het, het die Midianiete teen hulle opgetrek, saam met die Amalekiete en die ander mense uit die ooste. Dan slaan die Midianiete kamp op en vernietig die opbrengs van die land, selfs tot by Gaza se wêreld. Hulle het nie 'n dier in Israel lewend agtergelaat nie, nie 'n skaap of 'n bees of 'n donkie nie. Die Midianiete het met hulle veetroppe gekom en kom tent opslaan. Hulle was so baie so sprinkane. Hulle en hulle kamele kon nie getel word nie. Hulle het die land kaal gestroop. Hulle die Israeliete arm laat word. En toe het die Israeliete tot die Here geroep om hulp. Toe hulle tot die Here roep om hulp teen die Midianiete, het hy 'n man gestuur om onder die Israeliete as profeet op te tree. En hy het vir hulle gesê, so sê die Here, die God van Israel, ek het julle uit Egipte laat wegtrek, en ek het julle uit die plek van slawerny bevry. Ek het julle gered uit die mag van Egipte, en van almal deur wie julle verdruk is. Ek het hulle laat plek maak vir julle, ek het hulle land vir julle gegee. Ek het vir julle gesê, ek is die Here julle God. Julle mag nie die gode dien van die Amoriete, in wie se land julle woon nie, maar julle het nie na my geluister nie. Daarna het 'n engel van die Here gaan sit onder die groot boom in Ofra, wat behoort het aan Joas, die Abieseriet. Sy seun Gideon was besig om koring uit te slaan in 'n parskuip, waar hy weggekruip het vir die Midianiete. Die engel van die Here het aan hom verskyn en vir hom sê, die Here is by jou, dapper man. Maar Gideon het vir die engel gesê, ekskuus meneer, maar as die Here by ons is, waarom kom al die dinge oor ons? Waar is al sy magtige dade, waarvan ons voorvaders ons vertel het, toe hulle sê het die Here ons nie uit Egipte bevry nie. Nou die Here ons in die steek gelaat. Hy het ons oorgegee in die mag van die Midianiete. Toe het die Here na Gideon toe gedraai en vir hom gesê, gaan met die krag wat jy het. Gaan red die Israeliete uit die mag van die Midianiete. Toe, ek stuur jou. Maar Gideon sê vir hom, ekskuus meneer, waarmee sal ek die Israeliete gaan red? Die familie waarna ek behoort is die armste in die hele Manasse. En van my pa se kinders het ek die minste aansien. Die Here het hom geantwoord, ek is by jou, en jy sal die Midianiete verslaan asof hulle nie meer as een is nie. Gideon het vir hom gesê, as u so vriendelik wil wees, doen tog vir my 'n wonder dat ek seker kan wees, dit is u Here wat met my praat. Moenie vanaand af pad gee voordat ek tog gou offer vir u kan kom neersit nie. En toe sê die Here, ek sal wag tot jy terugkom. Gideon het toe 'n bokkie gaan gaar maak en van 16 kg meel het hy brood sonder suurdeeg gebak. Hy het die vleis in 'n mandjie gepak en die sous in 'n pan gegooi en vir die engel van die Here gebring onder die groot boom. Toe Gideon dit naderbring, sê die engel van God vir Gideon, vat die vleis en die brood sonder suurdeeg, sit dit op hierdie rots en gooi die sous daaroor. Hy het so gemaak, en toe raak die engel van die Here met die punt van die stok in sy hand aan die vleis en die brood. 'n Vuur het uit die rots opgevlam en die vleis en die brood verteer, en daarna is hy van Gideon af weg. Gideon het besef dat dit die engel van die Here was, en hy het uitgeroep, ag Here my God, ek het die engel van die Here van aangesig tot aangesig gesien. Toe sê die Here vir Gideon, wees gerus, moenie bang wees nie.
jy sal nie sterf nie. Ons lees vir vanoggend tot sover. Die wonderlike troos wat ons het, is dat die Here self sy kerk deur al die eeue heen bou. En in die proses gebruik hy mense. Hy skryf die hoofstukke van 'n gemeente se verhaal. Hy kies die karakters wat hy bymekaar plaas om iets baie spesiaal te laat gebeur. Elke gemeente het sy eie unieke verhaal. Dis omdat die Here daarin spesialiseer om alles uniek te doen. Die wetenskaplikes sê vir ons geen twee sneeuvlokkies lyk presies dieselfde onder 'n mikroskoop nie. Die Here maak unieke mense en stap met elkeen 'n unieke pad en voeg unieke mense saam om 'n unieke gemeente te maak. Mense met verskillende gawes, mense met verskillende stories wat bymekaar kom om saam die Here se pad te stap. En net so het elke leraar sy eie unieke verhaal. Hoe die Here eerste keer 'n werklikheid in ons lewens geword het. Hoe die Here ons as leraars tot sy diens roep op 'n goddelike manier. Hoe die Here ons bystaan deur 6-7 jaar se studies en veral party van ons het baie ekstra hulp nodig gehad met Grieks en Hebreëus. Daar was wonderbaarlike verhale hoe die Here ons aan die lewe gehou het om so lank te kan studeer op universiteit. Hoe die Here uiteindelik sy innerlike roeping bevestig met die uiterlike roeping van 'n gemeente wat vir jou nader roep en sê, kom dien saam met ons, die Here. En dis die wonderlike ding wat ons vanoggend bymekaar bring, van die Here wat voortgaan om die pragtige verhaal van Heilstroom Oos gemeente te skryf. Dis nie maar net toeval nie, maar dis die hand van die Here wat sigbaar word, waar 'n gemeente 'n nuwe leraar ontvang en bevestig. Hoe kan ek so sê, want dwarsteer die skrif sien mense hierdie kosbare waarheid dat die Here 'n man roep, partykeer 'n vrou in ander gemeente se geval, om sy volk te lei. Eerste gedagte wat ek dan met u wil deel, die volk van die Here het 'n Godgestuurde man nodig, 'n Godgestuurde leier nodig. Wanneer mense so deur die bladsye van die Ou Testament lees, dan staan mense verbaas oor die Here se groot genade en sy vergifnis vir sy volk. Want soos 'n refrein klink dit in amper elke boek, die volk van die Here het gedoen wat verkeerd is in die oë van die Here. Telkens het Israel afgedwaal en vergeet wie hulle is, dat hulle die volk van die Here is wat in 'n baie spesiale verhouding met hom leef, dat hy die God is wat voorsien en hy die een is wat hulle sorg en vir hulle beskerm. Keer op keer kies hulle eerder die afgode van die omliggende volke. En sonder elke keer, sonder uitsondering, moes die goeie herder maar weer met sy staf sy skape nader trek. En hierdie geleesde gedeelte is dit ook nie anders nie. Israel was weer 'n keer ontrou aan die Here gewees. En die Here het toegelaat dat hulle vir 7 jaar lank oorgelewer is aan die mag van die Midianiete. Die Here se seën verdwyn wanneer mens in ongehoorsaamheid volhard. En dan lees ons die Midianiete het die Israeliete baie hard behandel. In die tyd wat hulle daar in Israel was, het hulle alles vernietig. Niks lewendig agtergelaat nie. Al die diere is gestroop, weggeneem. Al die gesaaides is geoes nog voordat die Israeliete dit kon doen. En waar die Here dan vir Abraham en sy nageslag 'n eie land beloof het, word selfs dit van hulle weggeneem. In hulle eie land sien ons, hulle kruip weg. Hulle woon in grotte en langs bergstroompies op ontoeganklike plekke waar weermag hulle nie maklik kan bykom nie. Die hartseer is dat dit hulle 7 jaar gevat het om agter te kom wat fout is. Dat hulle besig is om die seën van die Here in hulle lewe te mis.
In vers 6 staan daar, die Midianiete, het die Israeliete arm laat word. Eers toe het aan hulle beersies vat, toe kom hulle agter dat daar fout is. Toe het hulle tot die Here geroep. Maar die Here verhoor altyd mense se gebed om hulp. Ons lees eers van 'n onbekende profeet. Sy naam word nie genoem nie. Die boodskapper se naam is nie belangrik nie. Die boodskap wat van die Here afkom, is waaroor dit gaan. En hierdie boodskapper moes hulle kom herinner dat hulle van die Here vergeet het. Die God wat hulle uit Egipte weggelei het uit slawerny uit. En dat dit die groot oorsaak is van hulle ellende. Hulle het die Here vergeet. Hulle het vergeet waar hulle vandaan kom. Hulle het vergeet wie hulle in die Here is. Net soos Israel van ouds kan ons maklik dieselfde paadjie loop. Die kerk van ons Here Jesus is vandag nog steeds die verbondsvolk van die Here. Die verbondsvolk kan ook afdwaal. Ons kan ook eerder doen wat reg is in ons eie oë, as wat ons die Here se wil soek, en wat ons die pad van die Here voluit stap. Selfs in die manier wat 'n mens kerk probeer wees, kan 'n gemeente eerder net vir homself leef, in plaas daarvan om 'n instrument van God se goeie boodskap, die goeie evangelie, in hierdie wêreld te wees. Daarom is dit die taak van 'n profeet, om die woord van die Here op die regte tyd hard en duidelik te spreek. Predikant mag nie net sê wat die mense graag wil hoor nie. Predikant moet aan die voete van die Here kom sit. En dan op 'n Sondag hier kan staan en sê, so spreek die Here, Here. Soos die onbekende profeet met die gestuurde van die Here altyd die verbondsvolk teruglei na 'n dieper verhouding met die Here toe. Hierdie onbekende profeet kon net terugkyk na die Here se verlossingsdaad uit Egipte. Dominee Dani, jy ken die evangelie soveel verder, die wonderlike boodskap wat ons 2 weke terug gevier het met die Paasnaweek, van 'n verlosser aan 'n kruis en van 'n leë graf, van God se seun wat die grootste oorwinning van alle tye behaal het. En in die teken van daardie oorwinning van die leë graf het ons 'n boodskap om met ons gemeente te deel. Dit gaan deel van jou verantwoordelikheid wees, om vir die gemeente te kan teruglei om te sê, onthou wie julle in die Here is. Die tweede een deel wat ek wil lees, is die Here wat roep, gee aan 'n leier groot gesag. Dis wonderlik om keer op keer te sien wie die Here kies om sy volk te lei. En soms word die Here se humorsin baie duidelik daarin, en altyd is dit 'n verhaal van baie groot genade, van die Here wat nietige mense gebruik, en met die krag van sy gees in staat stel om groot dinge vir hom te doen. Ons sien dit so duidelik in die roeping van Gideon. Ons lees die eerste keer van Gideon in die Bybel, wanneer hy besig is om graan uit te slaan, koring uit te slaan. En dis nou niks vreemd nie, alle kulture wat 'n landbou agtergrond het dit gedoen. Dis nie die wat hy doen wat interessant is nie, maar die waar. Nou die manier wat jy koring uitgeslaan het destyds, jy het gewoonlik op 'n heuwel gaan staan, daar waar die wind waai. En dan as jy die koring uitgetrap het deur jou diere of op watter manier ook al, dan het jy dit met 'n groot hooivark in die lug opgegooi, dan die kaf weggewaai en die graan het bly lê. Jy het die wind nodig om dit te doen. Maar bo op die heuwel kan mense jou baie ver sien. Wanneer ons Gideon raak lees, is hy binne in 'n paskuip onder die aarde se oppervlak besig om daar sy koring uit te trap. En dan seker maar met 'n graaf of iets uit te gooi daarso. Maar dis omdat hy bang is vir die Midianiete wat hy wegkruip terwyl hy sy koring daar uitslaan. Paskuip is 'n gat in die grond waarin jy jou druiwe gegooi het en getrap het en dan emmers uitgeskep het om wyn te gaan maak.
Gideon was 'n bang man gewees op hierdie oomblik wat ons hom raak lees. En dan skielik staan daar 'n engel by hom. En die groet van die engel is so ironies. En wanneer die engel groet hom, wees gegroet, dapper man. En dwars deur Gideon se verhaal lees mens nie dat hy regtig vreeslik dapper was nie. Maar vir daardie oomblik wat hy die Here vertrou het, iets groot gebeur. Dis hoe die Here werk. Hy kies mense wat bewus is van hulle swakheid. Wat partykeer met 'n bewende broek 'n ding aanpak en gebruik hulle in sy diens. En wanneer 'n nietige mens met die krag van die Gees werk, dan kan daar groot dinge gebeur. As jy nou Gideon het baie vra, Here, as jy nou regtig die Here is, hoekom kom al hierdie goed oor ons? Here, as U my wil U regtig vir my roep. Ons is maar van die stam Manasse, ons is nou nie die sterkste stam van almal nie. En dan is my pa se huis nou nie eintlik die belangrikste huis in Manasse nie, en van al sy kinders is ek die minste. Toe sê Here, ek is die minst geskikte ou om hierdie werk te doen. En dis die wonder van die evangelie. Hoe die Here, die ou wat voel, hy is die minste van almal. Hoe die Here hom kies en met sy Gees bekragtig en stuur, gaan jy met die krag wat jy het. Al voel dit 'n bietjie. Nou in die Nuwe Testament, Jesus ook die gelykenis vertel van die mosterdsaadjies. Partykeer voel ons geloof bitter klein. En dan sê die Here, maar daardie geloof in sy hande word 'n groot boom wat vir die voëls van die aarde beskutting bied en kos gee. Gideon, die bangbroek, die bang wegkruiper, word 'n man na die Here se hart, wat met die krag van die Gees sou voorstap om sy volk van die Midianiete te bevry. So die Here gee daardie gesag aan iemand wat voel hy verdien dit nie. Sê, wees jy my leier. Gaan jy met die krag wat jy het, gaan maak 'n verskil. En dan die derde een, dis die Here maak magtige deurbrake moontlik. Wanneer ons afhanklik van hom is, kan groot dinge gebeur. Wanneer ons die verhaal van Gideon verder lees, dan sien ons hoe die Here 'n groot oorwinning gegee het. Ons lees net die volgende hoofstuk, Rigters 7, van hoe die Here die beskikbare weermag van Israel verklein, tot uiteindelik net 300 manne, wat dit 'n spreekwoord word van 'n Gideonsbende. 'n Klein groepie mense wat op die Here vertrou en 'n reuse impak gemaak. In hierdie verhaal lees ons hoe, ek gaan nou nie vandag die hele Rigters 7 preek nie, maar net dat die Here op 'n bonatuurlike wyse die klomp Midianiete so bang gemaak het, deur die 300 wat hulle aangeval het, met fakkels wat skielik begin brand, en pile wat uit hulle kom, wat hulle onder mekaar begin beklei het, en hoe die Here 'n bonatuurlike oorwinning vir sy volk gegee het, en die Midianiete daar uitgehaal het. Ons as gemeente probeer regtig ons 'n pad van geloof saam met die Here stap. Ons het 'n gebedsstryd aangepak vandat Dani begin aankondig het dat dit tyd is om af te tree. Dani, is 'n moeilike dag, joh. Daai aftrede dag wat uiteindelik nader gekom het. As gemeente het ons gebid dat die Here sal voorsien, dat hy vir ons die wysheid sal gee. Hy iemand sal stuur wat saam sal help voorloop in die gemeente. Dat die Here 'n medeleraar sal stuur wat die stem van die Here sal hoor. Ook vir die gemeente sal sê, so spreek die Here, Here. Iemand wat bereid sou wees om ook die vyand van die Here, die bose magte aan te pak met die lig, die krag van die evangelie, en die lig van Jesus helder te laat brand in die tye wat ons in leef. Ons het gebid en die Here het ons gebed verhoor. 2 keer het ons gebid en gedink ons het die regte persoon, en 2 keer het die Here die deure toegemaak. Wat hy gesê, dis nie die regte persoon van Oos nie. En uiteindelik die 3de keer is ons baie seker daarvan dat die Here Dominee Dani Jacobs aan ons uitgewys het as die man wat hy roep om hier te wees, om nou 'n verskil te maak met sy menswees, met sy gawes, sy geskiedenis, sy storie, sy familie, om hier te wees in diens van die Here. Dani, dis wat ons oortuig van is, die Here het jou geroep.
Daarom bid ons jou toe dat die Here ook, soos in Gideon se lewe, dat hy jou sal bekragtig deur sy gees. Dat hy jou die krag sal gee. Soms voel jy, Jesus, ek weet nie altyd wat doen ek nie. En dan kom die Here en sê, maar met die krag wat jy het, dien my. Ons bid dat daai wens van 2 Petrus 1 vers 3 vir jou waar sal word. Dat die Here wat sê, sy goddelike krag het ons alles geskenk wat ons nodig het om te lewe en om hom te dien. Ons bid dat die Heilige Gees jou sal gebruik in hierdie gemeente. In Hylstrom Oos sal jy ook 'n Gideonsbende aantref. Gelowige kinders van die Here, pragtige manne en vroue wat vir die Here baie lief is, wat opgewonde daaroor is, om saam met jou die pad van die Here te stap. Gelowige mense wat vir jou gaan bid, wat vir jou gesin gaan intree, wat julle hande gaan styf vashou, wat gaan saamwerk, dat jy ook jou roeping kan uitleef met blydskap hier in ons midde. En daarom is ons gebed dat die Here vir jou en Adrie sal seën in ons midde, dat julle werklik gelukkig sal wees. Dat julle kinders, wanneer hulle hier by ons kom kuier, dat hulle ook 'n geestelike huisgesinne hier aantref, wat vir hulle sal lief word, en hulle laat tuis en welkom voel in ons midde. Mag julle Jakobs familie, saam met die res van die liggaam van Christus, deel in die lewe van oorvloed, wat ons in Jesus deelagtig geword het. Amen. Nou ja, Dani, dan gaan ek jou nou vra om hier bo by my te kom staan, dat ons bietjie gesels oor besigheid. Baie welkom, broer. Ek moet nou eers 'n paar moeilike vrae vir jou hier vra, maar met die krag van die Here en die krag wat jy het, sê die Here vir Gideon, kan nou enige taak aanpak. Ons is hier by mekaar om Dani Jacobs in die naam van die Here as leraar te bevestig. Sy naam is aan die gemeente voorgehou en daar het geen beswaar ingekom teen sy beroep nie. Hulle lidmaatskap het veilig hier by ons aangekom en daarom is dit 'n wonderlike voorreg om vanoggend vir Dani Jacobs as my nuwe kollega te kan bevestig. Jesus Christus maak van die diens van mense gebruik om deur sy woord en sy gees sy kerk bymekaar te bring, te regeer en op te bou. Hy is die amptdraer by uitnemendheid, omdat hy gekom het nie om gedien te word nie, maar om te dien en sy lewe te gee vir baie. Hy is ook die een wat mense roep en hulle dring deur sy liefde. Die bedienaar van die woord is 'n gestuurde van Christus, aan wie hy die boodskap van die versoening toevertrou. Die ampt van die leraar is soos die ander ampte, een van die gawes van die Gees aan die gemeente. En deur hierdie gawes wil die Here sy kerk opbou. Die taak van die leraar word mooi omskryf. Dit behels die verkondiging van die woord van God en die diens van die gebede, die bediening van die sakramente, die leiding van eredienste, behartiging van kategetiese onderwys, uitoefening saam met ouderlinge diakens van die regering en die tug oor die gemeente, die doen van behoorlike huisbesoek en behartiging van herderlike sorg van die gemeente, asook om leiding te help gee by die kerkraadsvergaderings. Hoe lyk so 'n persoon se lewe? Die bedienaar van die woord word geroep om in 'n egte geloofsverhouding met God te leef. Hy moet daagliks onder die heerskappy van die Heilige Gees staan, sodat hy daagliks vernuwe word tot getroue en nederige diens. Daar moet in sy lewe geen plek vir eersug of selfsug wees nie. Hy moet sy gesin goed met liefde versorg. Ook die gemeente inspireer met sy geloofsgroei. Uit die voorafgaande is dit duidelik dat die ampt van die bedienaar van die woord 'n heerlike werk is, waardeur God groot dinge tot stand bring. En Dani, nou in die besef van hierdie verantwoordelikheid, moet jy asseblief reg op die volgende vraag antwoord. Is jy daarvan oortuig dat die Here jouself tot hierdie diens geroep het? Aanvaar jy die Ou en die Nuwe Testament as die enigste en die onfeilbare woord van God, dat dit die volkome leer van die verlossing is, en verwerp jy alle leringe wat daarmee in stryd is? Beloof jy om hierdie ampt na die beste van jou vermoë
getrou en met die nodige vertroulikheid te beoefen. En beloof jy om jou ook te onderwerp aan die kerklike toesig en tug. Wat is jou antwoord? En wanneer hy dan ja sê, dan wil ek graag al die gelegitimeerde leraars na vore roep, dat ons ook vir hom hande oplê. Hy was nou 'n ruk uit die bediening, hy is weer as proponent geroep en ons gaan hom nou met handoplegging weer 'n keer as dominee bevestig hierso. So al die gelegitimeerde leraars, kom asseblief ook na vore. Adrie, kom jy ook so lank nader, ja. Wanneer Dani so ja gesê het, wil ek graag vir Adrie, sy vrou, vra om 'n toga om sy skouers te kom hang, as simboliek van dat hy die amp weer opneem om dominee vir Jesus te wees. Daar sê Adrie, nou mag jy hom eers 'n ordentlike druk gee. Dankie dat jy die pad van die lewe so saam met hom stap, dat hierdie 'n groot oomblik vir julle is. En dan my kollegas, ons gaan vir Dani hande oplê, ons gaan vir hom bid dat die Here hom seën en daarna sal ek graag vir julle geleentheid gee om elkeen 'n woordjie te spreek. Ons sal nou die mikrofoon gee. Maar kom ons lê hom hande op, kom staan nader, kom vat aan die broer. Dani, dis 'n voorreg om as jou kollegas vanoggend so aan jou te kan vat, om vir jou hande op te lê, maar regtig te bid dat die Here jou in sy diens gebruik. Dankie vir jou hart, jou roeping wat die Here met jou al die jare gestap het. En dat nou weer 'n bevestiging is, ook in die bediening in 'n gemeente, dat die Here met jou is. Dat jy met die krag wat hy jou gee, dat jy 'n groot verskil gaan maak in sy diens. Here, hierdie is 'n baie kosbare oomblik. Dani het u baie lief. Hy het sy lewe daaraan gewy om voluit vir u te leef. En op hierdie oomblikke kom hy en kom bevestig sy roeping voor 'n hele gemeente. U kom bevestig dat hy op u naam geroep is en dat hy dit aanvaar het om vir u ja te sê. En daarom bid ek dat die krag van die Heilige Gees op hom sal rus. Dat hy vir hom die wysheid sal gee wat hy nodig het vir sy beroep. Dat hy vir hom elke dag in die liefde sal toevou en dat hy diep spore sal trap terwyl hy hierdie gemeente lei en deel is van die kerkverband waar ons in die wêreld 'n verskil probeer maak. Seën vir Dani en sy bediening, Here. Dankie dat Adrie deel van sy verhaal is. Dankie vir hulle kinders wat opgewonde is oor hierdie dag in Dani se lewe. En nou bid ons, Here, dat U hulle as gesin sal seën met die goedheid en die genade van die Here. Mag Dani elke dag U nabyheid, U liefde, U teenwoordigheid beleef. Amen. Goed te sê. Ek wil nou net seker maak, ek vergeet nou nie, ons gaan nou die leraars eerste geleentheid gee om elkeen net 'n woord te spreek. Ons sal hierna ook by die toesprake en dinge uitkom, maar Paul sal voorreg wees, ons direkteur van ons Noordelike Sinode. Wil jy dalk die eerste teksgedeelte of so net oor vir Dani gee? Dani, dis vir my 'n besondere voorreg om vanoggend hier te wees. Ek het die voorreg gehad om beide Dani en Adrie se studenteleraar te wees in die 90er jare en om te sien hoe dat hulle op mekaar verlief raak en om uiteindelik ook hulle huweliksbevestiging waar te neem. Dani, vanoggend is die begin van 'n nuwe hoofstuk. Jy het jou roeping begin uitleef in 'n gemeente in Rustenburg.
Daarna het jou roeping in skole uitgeleef, deur die gawes wat die Here vir jou gegee het, te gebruik om vir kinders te help om die Here te vind. En nou is jy by die laaste hoofstuk terug in gemeentebediening. Ek wil jou herinner aan Paulus se woorde aan Timoteus. Vir jou en vir Adrie. Paulus sê vir Timoteus hier aan die einde van sy lewe in 1 Timoteus 1 vers 12. Teenoor Jesus Christus ons Here is ek dankbaar. En dan spel hy eintlik sy dankbaarheid uit wanneer hy sê hy het my krag gegee en my betroubaar geag om my in sy diens te stel. Mag jy dit altyd onthou, ook in tye wanneer dit moeilik gaan. Hy het jou geroep, hy het jou betroubaar geag, hy gee die krag. Sterkte. Ek gee ons graag vir Dominee Karel Albrecht geleentheid, ou vriend van Dani. Baie dankie, ek was deel van daai studente vriende saam met Paul, van daai daar af kom ons lankpad saam. Ons is lief vir julle en ons is dankbaar. Dankbaar dat die Here julle nooit los nie en dat julle dit mag beleef ook vandag. Dani, Adrie, ek gee vir julle Romeine 15 vers 13 wat sê, mag God, die bron van hoop, julle, deur julle geloof met alle vreugde en vrede vul, sodat julle hoop al hoe sterker kan word deur die krag van die Heilige Gees. Baie dankie Karel, Dominee Piet van Vieren, gemeentelid by ons. Dani en Adrie, baie welkom hier by ons en sterkte vir julle bediening. Ek gee graag vir julle 2 Korintiërs 12 vers 9 wat vir elke predikant seker 'n teks is om saam te dra deur die lewe, waar die Here vir Paulus sê, my genade is vir jou genoeg, want my krag word in swakheid volbring. Dankie Piet, dan Wynand Elof, ons ringskriba en baie mooi deel van ons pad gestap met die beroeping. Wynand, baie welkom. Baie dankie en baie welkom vir albei van julle ook. As verteenwoordiger van die ring wil ek ook net hierdie klein woordjie met julle deel. Ons het mekaar nog nie regtig amptelik ontmoet nie, maar ek sien uit vir die pad wat vorentoe lê en die samewerking veral in ringsverband. Vanoggend voel ek is hier in 'n bevestigende hoedanigheid op grond van dit wat jy ook gepreek het vandag. Want die vers in 1 Korintiërs 13 vers 7 tot 9, daai klompie verse het by my opgekom nog voordat ek en jy gepraat het vanoggend, waar dit staan: daarom is nog hy wat plant, nog hy wat nat gooi iets, maar slegs God wat laat groei. Dit is een wat plant en dit is een wat nat gooi en elkeen sal sy loon ontvang volgens sy arbeid. Ons is medewerkers van God en julle is God se saailand, God se bouwerk. Nou weet ons Paulus praat hier met die Korintiërs wat 'n weerbarstige volk is. En ek dink predikante kan baie weerbarstig word naderhand as hulle hoor hulle is medewerkers wat staan voor God se saailand. Maar ek dink Paulus maak net hierdie onderskeid om die gemeente iets te laat verstaan van die krag van God wat tussen hulle werk. En as 'n leraar en as 'n predikant, 'n gestuurde apostel, moet jy nooit vergeet dat jy ook God se saailand is nie. Net soos wat ons as predikers voel, ons wil beskerming gee vir die gemeente van God, so is jy deel van daai gemeente en versorg God jou en jou vrou en jou gesin. En so vir julle en as gemeente, ek dink ons almal wissel tussen daai twee rolle, medewerkers van God en God se saailand. So baie sterkte en seën.
Dankie Wynand, en dan vir Dani Ikaman, my kollega oor soveel jare en 'n goeie vriend. Dani en Adri, dit is vir my baie lekker en ek is opgewonde om vanmôre in 'n sekere sin die aflosstokkie oor te gee. Ek weet julle is baie lief vir die Here en ek weet dat hierdie gemeente ook vir julle baie lief sal wees. Soos wat julle vir die gemeente lief moet word. En ek dink dit gaan maklik gebeur. Ek wil vandag ook groete oordra van Dominee Nico Roux van Makwassie gemeente, en dit is Dani se Grootword gemeente, en hy wil ook vanmôre so half vir my as 'n spreekbuis gebruik om vir jou toe te wens, teks wat ek vir jou graag wil gee, en wat ek ook sommer namens hom wil gee, 2 Timoteus 1 vers 7, die gees wat God ons gegee het, maak ons immers nie lafhartig nie, maar vul ons met krag en liefde en selfbeheersing. Jy moet nie skaam wees om die boodskap van die Here te verkondig nie. Moenie skaam wees nie. En dan so bietjie op 'n ligter trant, Dani, voor ek daarom nou net vir jou 'n drukkie gee vir jou en Adri, wil ek vanmôre vir die gemeente sê, julle weet nou, daar was altyd so tussen my en Ewald so opmerking van ek is die kort dominee. Ek verklaar jou vandag amptelik die lang dominee van Nylstroom Oos. Baie dankie, en dan net van my af, Dani, hierdie Dani, hy kom sê vir my toga hang skeef. So Dani, jy moet asseblief ook in die toekoms, my toga word nie baie gereeld gedra nie, maar as hy skeef hang, moet jy my maar sê hoor. Die teks wat ek net graag ook weer wil gee, het ek aangehaal net nou, 2 Petrus 1 vers 3. Sy goddelike krag het ons immers reeds alles gegee wat ons nodig het, vir 'n godvreesende lewe, deur die kennis van hom wat ons deur sy majesteit en goddelike krag geroep het. Hierdeur het hy sy kosbare en grootste beloftes reeds aan ons gegee, sodat julle deel kan kry in die goddelike natuur, nou dat julle ontvlug het aan die verdorwenheid wat deur begeerte in die wêreld teenwoordig is. Al julle gedagte net van sy goddelike krag gee alles wat ons nodig het om van te lewe en om hom te dien. En mag julle dit so ervaar, dat die Here julle so toerus met daardie krag. Kollega, baie welkom in die gemeente. Mag dit 'n wonderlike reis wees. Adri, vir jou ook. Ek gaan nou vra dat die res van die Jakobstraip asseblief hier voorkom sit en ons gaan vir julle 'n lied sing. Hulle wil 'n baie mooi foto van die leraars gou neem, sê hulle. Hulle sê, hulle wil eers gou 'n foto neem, hulle is bang ons kry mekaar nie weer naby nie. Kom staan gou net hier naby, skus vir die foto. Ja, die kortetjies soos ek en Dani. Baie dankie. Ek dink Paul en Wynand moet sit. Hier is hom op die stoele en dan kan die res vir julle gou gaan sit. Baie dankie broers. Vir die Jakobstraip, ek het nog eers almal van julle ontmoet nie. Baie welkom in Nylstroom Oos gemeente. Dis lekker om julle hier te hê. Ons gaan nou eers 'n lied vir julle sing. Wat ons die God bly met u waar hy ook mag gaan. Graag vir julle as gesin wil sing. Sê ons gee ons harte vir julle vandag. Ons is baie dankbaar julle is hier. En dat ons so bid dat die Here sal maak dat hierdie reis wat ons saam gaan stap 'n opwindende reis is. Ook wanneer die kinders en die skoonkinders hier kom kuier, dat julle regtig tuis sal voel, dat hierdie vir julle 'n volgende huis, vir 'n geestelike huis sal wees. Kom ons staan, kom ons sing vir hulle, God bly met jou waar jy ook mag gaan. God bly met jou waar jy ook mag gaan.
Sit gerus. Ons gaan toets. Net gou aansit daar, dankie. Ons gee graag, ons wil net so 5 verwelkomingswoorde gee, en dan gaan ons vir Dani kans gee om daarom net ook 'n groetewoord te sê, en as Adri lus is, kan sy ook. Sy hoef nie, maar sy mag. Ek wil graag eers vir Paul Grobler die geleentheid gee, hy is ons direkteur van ons Noordelike Sinode. Dis 'n besige man. Gistermiddag was ons saam by die bevestiging van Dominee Izaan Ellis by Valwater, en hy het huis toe gery om by die huis te gaan slaap in Pretoria, en nou is hy alweer hier. Paul, het is lekker om jou hier by ons te hê. Dankie vir wat jy vir ons in die Sinode beteken. Het is lekker om jou hier te hê. Baie dankie, Ewald. Ek is vanoggend hier namens die familie. Die familie met die naam die Noordelike Sinode. Hierdie familie werk in God se koninkryk van die suide van Pretoria, daar by die Munt, met die N1 langs hoofsaaklik aan die weste kant van die N1, by Messina, die hele Zimbabwe aan die kant die Limpopo, by die Zambesi, Lusaka, en nog verder noord, die gemeente in die Verenigde Koninkryk. So ongeveer 110 gemeentes op die oomblik. En namens hulle, Dani en Adri, wil ons vir julle sê welkom. Eintlik was julle nog nooit weg uit die Noordelike Sinode nie. Dani het sy aanvanklike praktiese opleiding na sy teologiese studies het hy in die gemeente Erasmia gedoen wat in die Noordelike Sinode is, toe Rustenburg toe wat in die Noordelike Sinode is, en nou hier. Die Noordelike Sinode is 'n familie wat vir mekaar omgee. Is 'n familie wat vir mekaar sê, maar ons is saam op weg in God se koninkryk. Ons is nie klein eilandjies nie. Ons is hier sodat God se koninkryk kan kom. Nie dat 'n gemeente kan floreer of dat 'n gemeente kan uitstaan nie, maar dat God verheerlik kan word. En daarom is die Noordelike Sinode se roepingsverklaring. Jy moet mooi hoor, dis nie 'n lese nie. Dis 'n roepingsverklaring. Waarin ons sê, maar waarvoor roep God ons? Hierdie roepingsverklaring sê, bring hoop, maak 'n verskil. En Dani, jy en Ewald het vir die pad wat voor lê, het julle die voorreg om hierdie gemeente te begelei, om hierdie roeping elke dag uit te leef. Daar waar hulle werk, daar waar hulle woon, daar waar hulle kuier, daar waar hulle vakansie hou. Bring hoop, maak 'n verskil. Ewald het in die woordverkondiging daarna verwys dat die Here verskillende paaie met mekaar loop, dat die Here soms ook humor het. Miskien is dit nie toevallig dat hier nog 'n Dani kom nie. Maar julle as gemeente moet hoor dat hy 'n ander van. Dani gaan in sy eie uniekheid, gaan hy hier bedien. Met die gawes wat die Here vir hom gegee het, saam met hom vir Adri, hulle kinders. En mag julle as gemeente ook beleef, dat die Here daardie gawes op 'n spesiale manier, op die pad vorentoe ook hier gaan gebruik.
En mag julle die woorde wat ek nou vir hom en vir Adrie gesê het, mag julle dit ook onthou. Dat die Here het hom betroubaar geag. Om hierdie volgende hoofstuk saam met julle die pad te stap. Mooi loop. Baie dankie Paul, waardeer dit baie. Nou Wynand Elof, of namens die Ring van Waterberg, hy is ons ringskrywer. Redelik onlangs in die ring aangekom, trap al reeds diep spore in Warmbad Wesgemeente. Lekker om jou hier te hê, Wynand. Ook 'n groete woord namens die Ring van Waterberg. Baie dankie. Baie dankie. Handmikrofoon, daar sê dankie. Dis vir my 'n voorreg om vandag te sê ek is nie meer die laaste wat eerste is nie. Daai voorreg gee ek nou aan jou oor, Dani. Net as die verteenwoordiger van die ring skryba ook, dit is nie die ring was genoodsaak gewees om nou maar my te kies, want op 'n stadium was ons 3 dominees in 'n ring van 7 gemeentes hier in die Waterberg distrik. En dit maak my opgewonde, nie net omdat ek voel die Here my hier na die platteland toe geroep het nie, maar ook om te sien dat daar 'n nuwe gees besig is om te ontwikkel op die platteland. Iemand met ongelooflike talent, waarvan ek so klein bietjie by my kollega ook net gehoor het, en baie soos ek gesê het, uitsien om self by jou ook te hoor, wat na die platteland toe kom. Ek dink baie mense het die gedagte, of hulle is dalk waarskynlik bang vir die platteland, of hulle dink, dit raak mense wat eenkant leef. En ek moet sê, as 'n persoon wat uit Pretoria uitkom, wat nou al 'n jaar spandeer het hier in die platteland, is daar 'n ongelooflike hartsgees wat hier leef. Ek beleef dit die eerste keer toe ek jou hand geskit het, en dit maak my net opgewonde. So ek is opgewonde om te sien wat God gaan doen, nie net in ons ring nie, spesiaal ook met jou bydra, wat na hierdie spesiale huisgesin, wat ons die Waterbergring noem, ook wat dit gaan wees. So ek sien uit, baie welkom. Dankie Wynand. Dan Gert Kreer wil ek graag geleentheid gee. Hy is ons voorsteur van ons diensverhoudinge, om sommer net as deel van die werkgewer van die kerkraad vir julle twee welkom te sê. Gert, baie welkom. Baie dankie Ewald. Soos wat jy tereg opgemerk het in die diens, is elke gemeente 'n unieke geleentheid. Verlede week het ons 'n hoofstuk afgesluit met Dani wat in Julie emeriteer het en verlede Sondag sy afskeidspreek gegee het. En met groot waardering teruggekyk vir dit wat hy ook vir die gemeente gedoen het. En nou vanoggend is ons by 'n volgende hoofstuk. En dit was die voorreg van die diensverhoudinge kommissie wat deur die kerkraad getaak is om die beroepingsproses te fasiliteer en toe 'n aanbeveling te doen aan die kerkraad wat die finale besluit geneem het. Ek wil bevestig dat diensverhoudinge het hierdie proses biddend gedoen. En die resultaat was God is. En daarvan kan ons getuig deur die groot genade dat die Here jou stuur na hierdie gemeente. Soos in Josua het God hom gestuur om die volk te lei na die land waarop God besluit het. En so glo ons ook dat God jou hierheen gestuur het, saam met Adrie, want julle is in 'n vennootskap. En ons wil julle die seën van die Here toebid. Ook Job 4, 3 en 4, hoofstuk 4, verse 3 en 4. Wat God jou stuur om ons tereg te wys waar dit nodig is. Om ons arm sterk te maak en biddend ook vir ons gemeente in te tree. Ons loof en prys die Here vir sy groot genade dat julle hier is.
Ons bid julle die seën van die Here toe, want ons weet ons gaan baie nou saamwerk met diensverhoudinge. Maar ons kan nie nalat om vir Adrie te sê baie dankie. Toe ons jou die eerste keer ontmoet het, toe het ons gehoor dat jy 'n vakadviseur is in die Bojanala distrik en dat dit nog 'n diens is wat jy gaan voortsit daar, maar dat dit jou roeping was om vir Dani by te staan in hierdie besluit. Ons bid julle die seën van die Here toe. Dankie Gert. Ons het nie 'n tradisionele vrouediens in ons gemeente nie, maar ons het 'n wonderlike gasvryheidsbediening. Anita is ons voorsitter van die gasvryheidsbediening. So ons wil graag vir jou ook geleentheid gee om net vir hulle welkom te sê, Anita, baie dankie. Dankie. Kyk, van toevalligheid is hier niks deel nie. Want hierdie universiteit van my sê 2 is beter as 1. En wat het die Here ons gegee? In die ou taal, 'n huishoudkunde tweede 1. So gasvryheid is reg om 'n reel te dans. Baie, baie welkom namens gasvryheid van vir jou Adrie en Dani, vir julle bediening. En met al die mooi skrifte wat vir julle gelees is, bly daar vir my eenetjie oor wat ek wil lees. En dit kom uit. Ekskuus dat ek so kap, nummer 6. Wat sê in vers 24? Die Here sal julle seën en beskerm. Die Here sal tot julle redding verskyn en julle genadig wees. Die Here sal julle gebede verhoor en aan julle vrede gee. Baie welkom. Dankie Anita, en dan wil ek graag vir Wim namens die jeug vra ook net 'n woord van welkom vir julle te kom spreek. Dankie Wim. Dani en Adrie, namens die babas en die kinders, die jong mense en ek dink al die ouers en 'n goeie span van mense wat sê ons is lief vir die kinders, wil ons vir julle dankie sê. Ek was nou al bevoorreg om by julle te kuier en te kan hoor, maar ons harte klop dieselfde. En vanmôre het ek gedink, wat sal ek vir julle sê? En Psalm 91 vers 1 is maar my woord vir julle, wat sê, hy wat by die Here skuiling vind en sy beskerming geniet. Hy sê vir die Here, U is my toevlug. Ons sien uit om saam met julle te hoor van die Here waar jou skuiling is. Van hierdie Here wat sê, jy is my toevlug. Ons wil graag met julle hande vat en graag saamwerk, maar ons wil vir julle bo alles sê baie welkom. Ons is so bly julle is hier en ons sien uit na 'n nuwe fase, 'n nuwe pad wat God saam met ons in die gemeente en saam met julle gaan stap. Ek is baie opgewonde. Baie welkom. Baie dankie Wim. Nou ja, daar moet die man van die oomblik daarom eers ook kom antwoord om te kom sê wat op sy hart lê vanoggend. Dani, as jy graag vir jou kans. Goeiemôre gemeente. Ek wil net gehoor by die gaste wat die eerste keer is. Dis net ek, maar ek voel iets in die lug. Dit maak mense oë baie tranerig. Ek weet nie of dit iets in die lug is of is dit ek nie. Ja, wat 'n Jenny. Dan wil ek weer chok. My kinders ken my al so. Ja, dis 'n lang pad gewees om uit te kom. Maar ek wil nie baie lank praat nie, ek sal volgens my hart deel. Maar ons glo regtig ons moet hier wees. Ons glo regtig ek het 'n storie, my vrou het 'n storie en elkeen het 'n storie.
En almal van ons stories maak 'n nuwe storie in die gemeente. En ja, as julle ken, Paul was ons studentepredikant en ek en Karel was saam in die koshuis jarelange vriende, die Albrechts is ons groot hartsvriende en skoon familie wat is Adrie se sussie Hanneke en Karel. En soos mens lewe, dan besef 'n mens daar's klomp goed wat gebeur. En ek dink vandag is dit 'n nuwe seisoen en ek wil sommer net kom sê vanoggend ek is nie hier om te kom anders te maak nie. Ek is regtig hier om te kom inslot by Nelstroom Oos se storie. En mag ons regtig sommer net mekaar se harte vind en regtig uit God se liefde mekaar kan dien en die wêreld kan dien. En mag ons regtig saam die Here se wil soek. Ja, ek hoor daar word nog gepraat van ou Domidani en nuwe Domidani, maar ek verkies ou Domidani en mooi Domidani. Ek weet nie maar dit maar uitklaar. Ek is nie heeltemal seker. Ja, ek sê maar met Dani, ek sê maar bevestig of ek daai titel vir my kan toeëien. So ja, ag nee, ons is regtig opgewonde. Ons is nog nie 3 weke in Nelstroom nie. Ons weet daarom al waar is die Pick n Pay en die Checkers, en ons weet dan waar is Sambada, en ons weet waar is die asgate, om al die bokse weg te gooi. En ja, ek hoor gasvryheid, daar's nog so 'n paar bokse, julle is welkom vanmiddag te kom kuier wat nog uitgepak moet word. Nee, ons voel regtig tuis. Ek kom van Makwassie af, daar in die Wes-Transvaal, klein dorpie, Adrie kom van Bethlehem af, so ons hou van die platteland. En dis iets wat vir my verskriklik opvallend was, en dis maar meer gemeentemense, maar ook in die gemeenskap, die hartlikheid van die mense, en ek sien uit daarna om sommer net deel te wees. En ek dink julle gaan my gou weer in 'n toga sien nie, want ek bly nog steeds daar nie, en ek hoop regtig ons kan die pad saam stap. En ek wil gou net my gesin aan julle voorstel. Kom ons begin daar op die punt. Ja, dis Jana. Sy is 26, sy is onderwyser, sy is by Pietersburg. Julle gaan daar 'n bietjie meer sien, want sy is nou baie nader in die huis as die seuns. En so sy kuier hierso en sy gee lewenswetenskap en sy is baie betrokke by die landsdiens en die geestelike sake van die skool. En dan, soos julle gehoor, is nie almal my eie kinders nie. Ek was verantwoordelik. En dan sit Altus, en dit is sy nuwe vroutjie langsom. Hulle is gister 5 weke getroud. So hulle is nog baie lief vir mekaar en kyk mekaar mooi in die oogies blink, en hy het vanoggend mooi hare vir haar gekam. Ag, dit is so dierbaar, my 2 seuns. Altus is 'n landboukundige of 'n agronoom. Hy het BSc agronomie en grondkunde gestudeer. Hy doen nou sy meestersgraad en hy werk in Potch. En so 'n hele rukkie terug as student toe, hy het by iemand gewerk as student en toe sê my pappa, ek dink hy het toe 'n nuwe studentewerk gekry. Pappa, ek dink een van my vriendinne se pa gaan my nuwe baas wees. En nou is die situasie dat hy vir daai vriendin se pa ook moet pa sê. So, en Christine, sy vrou, my nuwe dogter, en sy het BSc IT geswat, sy werk ook saam in dieselfde maatskappy, so sy doen die IT goeders en die programme en so aan wat hulle doen. En dan ons stilkind, julle sal hom, as hy hier kom, julle sal hom nie sien nie, hy's baie kalm, altyd is ons loud kind. SD, hy het my skoonpa se naam is Septimus de Klerk. Hy is finale jaar rekenaar elektroniese ingenieur, student in Potch. En dan langsom sit sy dame, Sonika Grobler. Sy het BCom bemarking geswat. Sy doen nou besigheidskool. Sy werk ook deeltyd saam met haar ma by The Roots, so 'n eventsplek in Potch. En die twee is ook al so meer as 2,5 jaar al saam. En so ons sal maar sien hoe die dinge gaan ontwikkel. So dit is ons gesin. En so ek dink ons gaan so baie meer wat ons saam hier gaan wees nie, want ons bly bietjie verskillende rigtings. Ons kom sommer gister lekker by Klein Paradys, sommer net bietjie saam kuier en na die troue en na die trekkery en al die goeters, sommer 'n bietjie mekaar se harte weer vind. So, en ek hoop regtig ek weet ons gaan mekaar se harte vinnig vind. Joggies wonderlike mense, en ek sien regtig uit om hier te wees en om beskikbaar te wees vir die diens van die Here. Baie dankie. Dat ek gedink, Adrie wil dalk net iets sê, so ons gee geleentheid as jy iets wil sê. Dankie, Adrie.
Gemeente, ek wil vanoggend dankie sê. Dankie dat julle gebid het en dankie dat julle geluister het. En ek wil getuig dat die Gees in julle ook dieselfde Gees is wat in Rustenburg in ons gewerk het. En waar ons gebid het, Here, stuur ons luister. Het glo ek regtig dat ons dieselfde stem gehoor het toe ons geantwoord het. Toe Dani beroep is, het Ewald het hy eintlik gesê hy hoef nie te dink hieroor nie, want ons was klaar seker. En daai sekerheid kom van God af. So daarvoor wil ek dankie sê. En dan wil ek dankie sê vir die ope arms waarmee ons verwelkom is. Van 8 uur die dinsdagoggend wat ons hier aangekom het met vars. Koffie is hierdie gemeente se ding, lyk dit vir my. Wie se of koffie ons drink, oordinklike koffie in hierdie gemeente het ons gehoor. En vars koffie en heerlike beskuit wat tuis gebak is. En die hande wat kom help het, ek het gehoor, ek mag nie uitsonder nie, maar ek sien daar 'n paar gesigte in die gemeente wat ek nou kan raak sien. Uitpak van botteltjies en al my goedjies en my leebottels wat nog moet kom volkom hier in Nylstroom, ek moet die regte naam sê. En tot hond oppas in die badkamer, laat hy nie weghardloop nie, tot gordyne ophang en hakkies hak en pype opsit en skuif en pype by al my gordyne. Dis goed wat belangrik is vir 'n vrou en dankie daarvoor. Ek weet dit was baie werk. Maar julle het ons so tuis laat voel. Elkeen wat al vir my 'n drukkie gegee het en elkeen wat al 'n storie vertel het. Ons glo, ons gaan sommer net een familie, soos Paul verwys het na die familie. Ons gaan een familie word en ook dan nou deel van die Noordelike Synode se familie. Dit is vir ons 'n voorreg. Baie, baie dankie. En dan wil ek net nog sê, ek het eers gehoor, ons nou hoor 'n kerk is 'n familie, maar ek het eers gehoor. 'n Kerk is nie 'n bymekaar kom plek vir heiliges nie. Dis 'n hospitaal vir sondaars. En ons sit baie mooi soet hier in een rytjie en glimlag pragtig. Maar as jy vroeg by ons aankom, dan is ons hare plat en ons het pantoffels aan, want ons is ook mense. En ons is vir julle lief met julle foute en ons vra dat julle ook vir ons sal lief wees met ons foute. Baie dankie. Baie dankie, Adri. Ek wil vir die jonges om verskoning vra. Ek weet, my eie kinders haat dit om voor te sit op 'n verhoog. Almal kyk vir jou. Die doel agter dit is maar net om te sê, julle is so welkom. En ek wil vra, die lied, ons is nou amper klaar, julle kan nou by die koffie uitkom. Kom ons sing vir hulle as gesin, Vlam 614, ons aanvaar julle met die liefde van ons Heer. Om te sê, julle is so welkom as familie in ons midde. Aanvaar jou met die liefde van ons Heer. Daar is vrede waar sy liefde ons regeer. Mag dan al wat sien, dat jou die Here dien, ook begeer om van sy liefde meer te leer. Dankie, julle kan afbeweeg. Ons gaan die Here gou dien met ons offergawe. Dani moet daar 'n paycheck kry einde van die maand. So asseblief, wees maar vrygewig met daai dankoffer wat jy nou gee. Sit so 'n bietjie meer by het, as jy kan terugkom by chocolates ook in plaas van die sweeties. Dan, na die offergawe gaan ons net die slotsang sing en dan gaan ek vir Dani die voorreg gee om die seën van die Here oor die gemeente uit te spreek na die slotsang. Maar kom ons dien die Here eers gou met ons offergawes. Kom sit op die slagte stoel.